Lekker. Wat 'n voorreg om so vanmôre ook saam met u te kan wees. Baie dankbaar vir ieder en elkeen van u wat dan ook hier is vandag. My gebed is dat die Here werklik met ons sal ontmoet. Dat ons harte voor hom kan oopmaak en hom kan toelaat met ons te praat soos hy wil. Ek wil volgens so 'n bietjie kom aanbeweeg op verlede week se boodskap en ook se skrifgedeelte. Nou jy sal, of wanneer ons terugdink aan die lewe van die Dawid, dan mag jy onthou dat Dawid vlug vir Saul weg. En hy kom op 'n plek waar hy hom gaan voeg by die Filistyne. En daar sê hy vir hulle dat hulle moet hom 'n plek by hulle gee, sodat hy daar kan bly. En die dorp Siklag word aan Dawid en sy manne gegee. Nou wanneer jy na hierdie kaart kyk wat op is in Siklag, aan die suidelike punt van daar die rooi lyn. En op 'n dag toe trek die Filistyne uit om teen Israel te gaan veg. En dit het ons gelees in 1 Samuel hoofstuk 30 verlede week. Hulle het van Siklag af met die rooi lyn opbeweeg tot by die plek by die naam van Afek. En in Afek het die Filistyne laat opgeslaan om teen Israel te gaan veg. Maar toe die hoofde van die Filistyne merk en opmerk en sien dat Dawid aan die Filistyne se kant 'n deel van hulle leermag was, het hulle vir Agis gesê, dit gaan nie deug nie, dit kan nie werk nie. Hy moet Dawid wegstuur. Agis het geprotesteer om te sê, vandat Dawid hom by my gevoeg het hy my gedien met alles in hom. En sekerlik sal hy saam met ons in die oorlog staan. Maar die hoofde het gesê nee. En Dawid is aangesê om die volgende môre klaar te maak en weg te trek. En Dawid het die roete teruggevat tot by Siklag. En na 3 dae het hy by Siklag aangekom. En ek glo dit was nog voordat hulle Siklag bereik het hulle gesien dat Siklag met vuur verbrand was. So ek aanvaar, daar was rook en hulle kon sien daar was moeilikheid. En hulle het in Siklag ingekom en die hele wêreld was verneem. Hulle families, hulle diere was weggevoer, was gevangenes. En toe draai die manne teen Dawid. En hulle teen Dawid kwaad vir die situasie waarin hulle is. En hulle wil hom dood. Dawid kom toe daardie punt en hy gaan maak hom vas aan die Here, sê die skrif. En vandag wil ek saam met ons lees van daar af. 1 Samuel hoofstuk 30. En ek wil hê asseblief hierdie kaart in gedagte hou terwyl ons hierdie gedeelte gaan lees. 1 Samuel hoofstuk 30 en ons gaan lees vanaf vers 8 tot met vers 17. 1 Samuel chapter 30 and we'll be reading from verse 8 to 17. 1 Samuel chapter 30 from verse 8 to 17. 1 Samuel 30 vanaf vers 8 tot 17. En Dawid het die Here geraadpleeg. Jy moet nou onthou, almal is moeg na 3 dae se reis. Hulle is hartseer oor hulle families,
Hulle weet nie waar hulle is nie. En uiteindelik besluit hulle van Dawid doodmaak. En dan lees ons en Dawid het die Here geraadpleeg en gesê, sal ek hierdie bende agterna jaag? Sal ek dit inhaal? En hy sê vir hom, agtervolg, wat jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitred. Daarop het Dawid weggetrek, hy met die 600 man wat by hom was, en toe hy by die spruit Besor kom, het die oorges agtergebly. Dawid het naamlik agtervolg, hy met 400 man, terwyl 200 man agtergebly het wat te moeg was om die spruit Besor deur te trek. Toe vind hulle in die veld die Egiptenaar wat hulle na Dawid bring en hulle gee hom brood om te eet en water om te drink. Daarby gee hulle hom 'n stuk vyekoek en 2 rozijnekoeke en toe hy geëet het, het hy weer bygekom, want hy het 3 dae en 3 nagte geen brood geëet of water gedrink nie. En Dawid vra hom, aan wie behoort jy en waar kom jy vandaan? En hy sê, ek is die Egiptiese man, die slaaf van 'n Amalekitiese man. En my Heer het my laat agterbly, omdat ek 3 dae gelede siek geword het. Ons het 'n inval gedoen in die suidland van die Kriteërs en in die van Juda en in die suidland van Kaleb en Siklag met vuur verbrand. En Dawid vra hom, sal jy my afbring na hierdie bende? En hy sê, sweer vir my by God, dat jy my nie sal doodmaak en my nie sal uitlewer in die hand van my Heer nie, dan sal ek jy afbring na hierdie bende. En toe hy hom afgebring het, lê hulle daar verstrooi oor die oppervlakte van die hele land, besig om te eet en te drink en fees te vier, met die ganse groot buit, wat hulle uit die land van die Filistyne, die land van Juda, saamgeneem het. En Dawid het hulle verslaan, van die aandskemering af tot die aand van die volgende dag, sodat niemand van hulle vry geraak het nie, behalwe 400 jong manne wat op kamele gespring en gevlug het tot hiertoe. Kom ons maak dit ons oor toe. Father, we thank you for your word. We pray once more that you will come and bless your word in our hearts. But Lord, I also want to pray that we shall open the doors of our hearts, that we shall open our ears to hear, to receive, and to allow your word to find habitation in our hearts, O Lord. Here, om werklik verblyfreg in ons harte te kry, sodat ons kan verstaan wat ons moet doen en ook waarheen U wil hê ons moet gaan. Spreek U vandag tot ons, Here, berg agter die kruis. En gee dat ons op U alleen sal wees. En wees U, Here, groot en verheerlik, is my gebed. In Jesus se lieflike naam. Amen. Ons teksvers is vandag opgeteken in die tweede boek van Samuel, die 23ste hoofstuk, die tweede vers. The text for meditation is found in the second book of Samuel, chapter 23, verse 2. Die Gees van die Here spreek in my, en sy woord is op my tong. Die Gees van die Here, en dis Dawid wat hier aan die woord is, die Gees van die Here spreek in my, en sy woord is op my tong. The Spirit of the Lord spoke in and by me, and His word was upon my tongue. I want to title today's message with what have you filled your heart? Waarmee het jy jou hart gevul? Waarvan is ons harte vandag vol? Hierdie vraag is een wat ons met groot versigtigheid
leer en ook moet antwoord. Hierdie is nie net iets wat ons moet hoor en van vergeet nie. Hierdie is iets waarmee ons moet gaan stil sit en na binne moet kyk. Want jy sien, alles wat ons doen word beïnvloed deur die verwysingsraamwerk wat ek en u het. En ons almal se verwysingsraamwerke rondom hierdie lewe verskil. Hierdie verwysingsraamwerk word in my hart gebare en dit word gevorm deur die dinge wat ons in ons hart opneem, die ervarings wat ons in die lewe beleef. So die vraag vandag is, waarmee vul ek en u ons harte? Want dit waarmee ons dit vul, ons hart vul, bepaal en vorm ons verwysingsraamwerk. Ons het 'n spreekwoord wat ons gebruik wat sê, dat dit waarvan die hart vol is, daarvan loop die mond oor. Ons praat dus graag van die dinge wat ons in ons hart geberg het. En ek weet, ek wys hier na my fisiese hart. Dis nie hierdie hart nie, want ek kan niks hier en daar nie. Hy pomp bloed, hy reguleer die bloed in my liggaam. Maar ons verstaan, dis ons hart. Ons geesteshart. Daarom sien, en daarmee redeneer ons en benader ons die lewe. So ons praat van die dinge wat hier binne is, van dit wat in ons hart is. As jy wil weet vandag wat in jou hart opgeskrywe is, dan luister 'n bietjie na wat jy sê. Luister na jou eie gesprekke, jou eie woorde. Remembering last message when David and his men returned to Ziklag. So dit is vir die kaart. When they returned to Ziklag, there itself, keep that in mind. They found that it was burned down. Their families were captured and they wept because of this loss. In this moment, their strength diminished. They, in that moment of being weak, in their weakness, they held David responsible for their position they found themselves in, and therefore they wanted to stone him. Somebody had to pay, even though that would make no difference to their circumstances. It would not bring their families back. It would leave them in a place that was burned down to ashes, that had nothing, and they were standing alone. So what was in these men's hearts? If we think about this and consider this, amongst other things, they had revenge and blame in their hearts. David draai agter na die Here toe. En hy kom en hy vra vir die Here, sal ek hierdie bende agtervolg? Here, wat wil U hê moet ek doen? Here, my lewe het alles plat geval. Here, dinge het nie uitgewerk nie. Ek het nie verwag om te wees waar ek is nie. Maar Here, wat wil U hê in hierdie situasie?
kom ons oorweeg dit vir 'n oomblik vanuit ons eie perspektief. Kom ons kyk gou na daardie kaart. Waarheen? Want jy sien die Here antwoord vir Dawid en hy sê vir hom, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitred. En julle gou vir my naam in die kursor net staan daar by Siklag, by Siklag. Awesome. Okay, dan die sypunt is Siklag. Nou sê die Here vir hulle, agtervolg, want julle gaan inhaal en uitred. Kyk waarheen. In watter rigting moes Dawid met sy manne gaan? Moes hy in die rigting van Gaza gaan? Moes hy na Asdod toe gaan? Moes hy Hebron toe gaan? Moes hy hier na die suide toe gaan? Waarheen? Die enigste sekerheid wat Dawid het, is dat daar die pad wat rooi gemaak is, hulle nie die vyand daar ontmoet het nie. So hulle hoef nie daarheen te gaan nie. En nou het ek hier 'n verwysingsraamwerk. So there is a number of things to consider. Firstly, who is the enemy? Immediately we think about Israel's enemies. But what we lose out of sight is that David wasn't in Israel's camp at this moment of time. He did not live among the Israelites. He lived with the Philistines. So was Israel his enemy? Was it some of the other nations that lived amongst them? David and his men sided with the Philistines. And when we read the first book of Samuel, a few chapters prior to 1 Samuel chapter 30, we find that David even went into battle with a number of tribes. We read about these attacks. And when we read this, it might provide some clarity. The other thing that have to be considered is, what does the terrain look like? I mean, this map doesn't show it to us. It doesn't give us any indication whether it is mountain areas, whether it was flat surfaces, or what the terrain looked like. What is the path that one will follow when you take prisoners? Hierdie was alles vrae, alles dinge wat Dawid in ag moes neem. En as ons al hierdie goed in ons kop bære en binne ons eie verwysingsraamwerk daarna kyk, sou ons vir verskillende redes in verskillende rigtings beweeg. Jy sien, ons mag dit hanteer vanuit vandag se lewe. En dan gekies het om daar in die land van die Filistyne in te beweeg. Maar Dawid kies die regte weg. Waarna toe Dawid beweeg, as jy van waar Siklag is, dan beweeg jy suid. Jy beweeg onder toe. Verder af. Dis die rigting waarin Dawid gegaan.
Die tydlyne wat ons binne hierdie gedeelte lees in 1 Samuel 30 bevestig vir ons dat Dawid nie rondgeswerf het nie. Hy is nie eers so bietjie na die ooste en toe na die suide en toe na die weste en toe bietjie noord nie. Dawid het afbeweeg in presies die regte rigting. Hy het ook nie sy manne of die manskappe gaan opdeel en gesê, gaan jy soontoe, gaan julle groep soontoe, hierdie groep soontoe, en hierdie groep sal die kant op gaan nie. Hulle almal het in een rigting beweeg. En dan kom hulle by die struikbeesel. En daar sê 200 manne vir hom, ons kan nie aangaan. Dawid, ons kom nou net van Afek af, 'n 3-dag reis na Siklag toe. By Siklag het ons op hierdie verlies afgekom, op hierdie verrassing, onaangename verrassing. En nou trek ons verder, wie weet hoe ver nog. Dawid, ons kan nie deur die spruit nie. En hy los 200 man, 1/3 van sy leermaag, los Dawid daar agter. En hy agtervolg die bende met die ander 400. The question that I pose is, how did David know which direction to choose? Will you know? If you were David and you reached Ziklag, would you have known what direction to choose? When we consider the few things that I've pointed out about the terrain and the enemy and all of those things, which surely is but a few aspects, one realizes that this mission required a miracle. 'n wonderwerk is nodig. Some supernatural intervention was required. And when we reach this point in our lives, for we surely do, we raise the so-called white flag. Why? Well, for starters, it requires supernatural intervention, something much greater than myself. It requires a miracle, and that is unheard of these days. In other words, put it plainly, it is just impossible and cannot be done. Dis hier waar ons by die keuse in die lewe kom, gaan ek my uitkyk verander en leer, of gaan ek bly in my verslaande toestand? Soveel mense oorleef net van dag tot dag. Want jy sien, jare gelede het daar iets gebeur wat hulle verslaan het. Iets in hulle lewens het nie uitgewerk nie. En daarom het ons tot die oortuiging gekom dat die lewe by tye net eenvoudig onmoontlik is. En dit wat onmoontlik was op daardie dag en daardie oomblik is presies wat dit sê, onmoontlik. Met ander woorde, vergeet daarvan en gaan leef binne jou eie beperkings. Hoeveel keer het jy dit nie al in die lewe gehoor, dat mense sê, aanvaar wie jy is, aanvaar wat jy kan doen en funksioneer binne daardie lyne of daardie beperkings nie. Dawid was anders. Alles was teen hom.
can motivate. I can speak into your life. But I cannot change. But we read something about David that sheds light on the way he lived. The second book of Samuel, chapter 23, verse 2 says, "The Spirit of the Lord spoke in and by me, and His word was upon my tongue." David did not only pray about his situation. We all do that. Lord, help. Lord, make a way. Lord, will you protect? Lord, will you intervene? Lord, come. We all pray about it. But David did not only pray about it. David was led by God's Spirit. And the Lord's word was upon his tongue. David leefdes 'n lewe nie binne sy eie natuurlike sintuie en vermoëns nie. Hy aanvaar nie net sy beperkinge en leef met dit saam nie. Hy het geleer om die stem van die Here te hoor. En daarom, omdat hy dit geleer het, kon Dawid sê, die Here is my herder. Skape luister na die herder se stem. Dawid het geluister en erken wanneer God met hom gepraat. Selfs dit is iets waarop ons opgee. En hoewel ons dit nie ronduit wil erken nie, kom ons tog op plekke of punte in ons lewens waar ons besef ons het meer nodig as wat ons vermoëns bied. Maar om sy stem te hoor, voel soms onmoontlik. Supernatural intervention is possible, but need to be taught. Supernatural intervention is possible, but we need to be taught. We need to learn. With learning comes challenges. With learning comes learning. What does it mean? We make mistakes, but we learn and grow from it. So the Lord is calling upon us today to learn to hear His voice. For this to happen, we need to take up God's word. We need to take up God's word. We need to fall in love with His word. We need to learn from it. And we need to do what it says. So we need to take up God's word. We need to learn from it. And we need to apply what it says. Many people give up in the learning phase. They say, I've tried, but it didn't work. It's not for me. Nêrens het die Here gesê, gee op jou lewe. Gee op my roeping in jou lewe. Inteendeel, Jesus sê, deur julle volharding moet julle lewe in besit kry. Die feit dat ons oortuig word dat iets onmoontlik is, bring ons op 'n plek om op te gee. Maar dis nie wat Here wil.
Wat wil hy hê? Matteus 11:29 sê, neem my juk op julle en leer van my. Leer van my. En hierdie is vandag God se uitnodiging, ook vir u en vir my. David wasn't led by his abilities. He didn't follow his instincts. He didn't trust in himself alone, but he relied on the guidance and the direction of God's Spirit who spoke in and by him. If we truly want to grow and achieve what the Lord set out for us to achieve, then we need the Lord. We need him. Hy moet ons lei. Hy moet ons inspraak wees. Hy moet in ons lewens en ons harte inspreek. En dan moet ons opvolging gehoorsaam. Toe Dawid op die vleeslike staat gemaak het en hy, ons lees dit, dink gegooi in vers 7. Dink gegooi toe Dawid haar daar gesien het, toe begeer hy haar as vrou, en wat doen hy? Hy pleeg oorspel, hy pleeg moord, en uiteindelik betaal hy die prys vir sy liggaam, vir sy vlees, wat hy begeer. Terwyl hy geleer om eerder na die gees van die Here te luister. But when David relied on the Lord, he overcame, and he freed his family with the other men's families from the Amalekites. Why? How did he know that he had to go south? He knew that because his heart was filled with God's Spirit and God's Word. With what have you and I filled our hearts with? And with what will we fill them for the rest of this year? Living a life led by God's Spirit is not out of your reach. I want to reiterate it. Living a life led by God's Spirit is not out of your reach. For Jesus proclaimed that the kingdom of God came near to you. What did Jesus say in that moment? He said that the place where God reigns is within your grasp and within your reach. Sal jy uitstrek daarna? Sal jy streef daarna? Of gaan jy bly in oorlewing waar jy dan tot nou toe geleef het? God roep ons tot hoor, tot meer. God roep ons 'n lewe in sy koninkryk. Is ons bereid om dit te volg? Of gaan ons bly in die natuurlike waarin ons vir soveel jare en oomblikke van ons lewe gefunksioneer? Kom ons maak ons oop rus. Here, baie dankie vir die woord vandag. Dankie dat U altyd met ons kom praat en ons kom lei. Dankie dat U uitkom, Here, om vir ons die pad aan te wys. En Here, U wys dit, maar dit is ons keuse of ons sal volg. Help us, Lord, not just merely to hear your word, but to meditate upon it, to think about it, to consider it carefully, to read up, and to allow your word, Lord, to find habitation in our lives. Help us to fill our hearts with your word, and not the thoughts and the outlooks and the cries of this world. Here, help ons om
nader aan U te beweeg. U sê, kom na my toe en leer van my. Kom leer ons, Here. Met ander woorde, kom rus ons toe. En kom help ons, Here, om te kan erken en te kan besef en te kan beleef. U woord is waar. U woord is lewend. U woord maak 'n verskil vandag nog. Dis nie 'n geskiedkundige boek alleen. Here, en U gee U Gees aan ons om ons te lei in die hele waarheid. So help ons, Here, om te kom op die plek om te weet, hoe ontvang ek U Gees, hoe hoor ek U stem? Here, sodat ons nie sal voortgaan in oorlewing nie, maar dat ons sal begin leef soos U vir ons kon gee om te kan doen. Wees die naprediker van hierdie woord en bære U dit in ons harte, Here. Verdaag ons in die liefde, blydskap en vrede en bring ons, Here, weer op U tyd veilig saam. Dis my gebed in Jesus naam.